Job hoofstuk 3. Job praat vir die eerste keer. Ten einde laaste het Job begin praat. Hy het die dag waarop hy gebore is vervloek. Hy het gesê, as my geboortedag tog nooit aangebreek het nie, en die nag toe daar gesê is, 'n seun is gebore, as daardie dag tog donker gebly het, en God daarbo dit nie raak gesien het nie, en geen lig daardie dag geskyn het nie. Mag duisternis en donkerte dit weer opeis en 'n wolk dit oorskadu. Mag donkerte die dag verskrik. Mag diep duisternis daardie nag wegneem. Mag dit nooit getel word as 'n dag in die jaar nie. Mag dit nie tussen die maande verskyn nie. Mag daardie nag onvrugbaar gebly het. Mag dit vir niemand enige vreugde bring nie. Mag mense wat daar vervloek ook hierdie dag vervloek. So ook die mense wat die seemonster kan oproep. Die sterre van daardie oggend moes verduister gewees het. Die dag moes te vergeefs gewag het op lig en nie die dag sien breek het nie. Want dit het nie verhoed dat ek gebore word nie. Het nie smart vir my weggesteek nie. Hoekom het ek nie by geboorte gesterf en omgekom terwyl ek gebore is nie? Hoekom is daar 'n skoot om my op neer te sit? 2 borste waarin ek kon drink. Want dan sou ek in vrede in die graf kon lê en rustig in die dood geslaap het, saam met konings en raadgewers van die aarde wat puinhope herbou het, met vorste wat goud besit het en huise vol silwer. Hoekom is ek nie maar in die grond weggesteek soos 'n misgeboorte, soos 'n doodgebore kind wat nie die daglig gesien het nie? Daar staak die goddeloses die onrus, en daar kan die vermoeides rus. Gevangenes geniet hulle rus. Hulle hoor nie die stem van die slawedrywer nie. Daar is geringes en vernames gelyk, en die slaaf is vry van sy baas. Hoekom gee God lig aan mense wat moeg is? Lewe vir die wat verbitterd is. Hulle wens dat hulle kan doodgaan, maar die dood ontwyk hulle. Hulle soek die dood eerder as verborge skatte. As hulle uiteindelik doodgaan, is dit vir hulle 'n groot verligting en vreugde. Hoekom moet mense wat niks vir die toekoms verwag nie aanhou lewe? Mense vir wie God aan swaar kry oorgegee het. Versigtiging is my voedsel. My kroone word uitgegiet soos water. Dit waarvoor ek gevrees het, het oor my gekom. Dit waarvoor ek bang was, het nou met my gebeur. Ek ken geen rus en vrede nie. Daar is vir my geen blaaskans meer nie. Net moeilikheid. Job hoofstuk 3 is 'n rou en eerlike hoofstuk. Na alles wat hy verloor het, sy kinders, sy besittings en sy gesondheid, breek Job uiteindelik die stilte. En wat sê hy? Hy vervloek nie God nie, hy vervloek die dag van sy geboorte. Hy sê in wese, waarom is ek gebore? Waarom het ek nie gesterf toe ek gebore is nie? Hier sien ons iets belangrik. Selfs 'n regverdige man kan deur diep emosionele donkerte gaan. Job 3 wys vir ons dat geloof nie beteken jy voel altyd sterk nie. Soms beteken geloof bloot dat jy nog met God praat, al is dit uit pyn. Job vra waarom meer as een keer. Hy verstaan nie sy lyding nie. En dis belangrik, in hierdie hoofstuk kry hy nog geen antwoorde nie. God antwoord eers later in die boek. Dit leer ons 'n tweede waarheid. God se stilte beteken nie God se afwesigheid nie. Job se woorde is swaar. Hy verlang na rus. Hy verlang na stilte. Hy verlang selfs na die graf, want dit lyk vir hom soos 'n plek van vrede. Maar selfs in sy donkerste oomblik breek hy nie sy verhouding met God nie. Hy kla, maar hy kla teenoor God. Dit wys vir ons, God is nie bang vir ons vrae nie. Hy kan ons eerlike pyn hanteer. Toepassing vir die groep. Het ek al gevoel soos Job, oorweldig deur pyn of verwarring? Dink ek geloof beteken, ek mag nie my vrae uitspreek nie. Praat ek met God in my donkerste oomblikke, of trek ek weg? Job 3 leer ons, dat daar 'n verskil is tussen wanhoop en ongeloof. Job was wanhoopig, maar hy het nie opgehou glo nie. Soms is geloof nie 'n glimlag nie. Soms is geloof 'n gebroke stem wat nog steeds sê, Here, hoekom? En selfs daar, in die donker, is God nog steeds teenwoordig.
want die storie eindig nie in hoofstuk 3 nie.